Kyk, oukies, haarkappery, jaar 1, leerpapier vir kwartaal 1. Onthou julle moet hierso die geskiedenis van die barbier Paul, dat die barber Paul is wat dit in Engels is. Lees dit maar nie deur, dan moet jy gaan probeer onthou. Onthou die rooi is vir bloed en die blou is vir are en die wit is vir die verbande. Dan het hierdie prentjie in die klas ook gedoen en jy het hom ingekleur ook. Dan daarna moet jy deurgaan die eienskappe van 'n goeie haarkapper. Lees maar net deur die woordjies in bold is maar die belangrikste daarso. Soos as jy haarkapper is, moet jy baie geduldig wees, jy moet netjies wees, jy moet vriendelik wees, jy moet jou tyd goed kan bestuur, jy moet goeie gesondheid hê en jy moet liefde vir leer hê. Dan verskillende loopbaangeleenthede het ons ook gedoen, 'n verskriklike groot les wat ons gedoen het oor dit, waar jy eendag kan werk en wat so opsies is vir jou daar buite. Dan is dit, as jy vir 'n onderhoud gaan en jy kry die onderhoud by 'n plek, sê maar by 'n salon, dan het ons gesê, nommer 1, jy doen navorsing oor die plek, jy verstaan die posisie, soos jy gaan weet as jy hare was, wat moet jy alles doen, dan jy gaan professioneel aantrek, jy gaan altyd betyds wees en jy vat 'n CV van jou saam. Dan jy oefen algemene vragies, al is dit met jouself in die spieël, jy gebruik positiewe lyfstaal, jy luister, jy vra vragies aan die einde en baie belangrik is jy sê dankie vir die persoon. Dan veiligheidstekens, onthou die definisies van gevaar, risiko en beheer. Oukies, ek gaan hierdie nou letterlik legit met julle oor, so julle moet nou legit hier koekeloer. Ok, onthou, die rooi enetjie met die lyn deur is altyd verbode en is altyd 'n sirkel met die lyn deur is altyd rooi, dit beteken stop. Soos byvoorbeeld, moenie rook nie as jy daai ouetjie sien. Dan die sirkel wat blou is verplig, jy moet dit doen wat daar staan. So as jy enetjie sien met daai een, dan beteken dit jy moet die bril dra as jy daar met daai masjien werk of daai gebou binne gaan. Dan die volgende een is die geel driehoek, dit waarsku jou, so byvoorbeeld pas op, daai goed kan aan die brand slaan, soos as jy kyk op jou spuitgoed botteltjie, dan is daai dingetjie veronderstel om daar te wees, wat beteken, pas op as jy jou spuitgoed botteltjie te naby aan 'n vlammetjie of iets sit, kan die ding ontplof. Groen is veilige kondisies, so dit beteken iets soos ontsnap of noodhulp, of as daar brand is, moet almal by 'n sekere plekkie bymekaar kom, dit is die groene, en dan die rooie daaronder is die brandblusser, enigiets met 'n brand te doen. Ok, dan die toerusting of die terminologie, ek gaan nie elkeen deurgaan nie, onthou net hierso, as, kom ons sê jy daai prentjie, daai prentjie of 'n kammetjie, dan moet jy vir my sê dis 'n afro kam, of 'n afro piek. Jy kan nie net sê dis 'n kam nie, want daar's baie kamme. Selfs met die borsels, jy moet vir my presies sê die borsel. As jy dit nie lekker kan spel nie, is dit ook fyn as jy dit hier en daar in 'n Engels, want haarkapper is maar meer in 'n Engelse ding. Ok, ek gaan obviously ook net goedjies vra wat jy hierdie kwartaal by my gedoen het. Dan die areas van die salon is ook, ek het 'n prentjie daarby gesit, laat jy probeer onthou die areas wat ons in die klas gedoen het en die mense wat in watse areas werk. Daar's ook 'n hele paar. Dan gesondheid en veiligheid, hoe kieme versprei, onthou kieme versprei deur druppels, wanneer jy hoes of nies of lag, as jy kontak vat met op 'n plekkie, soos aan 'n tafel, of ek het my selfoon, ek siek, ek gee hom vir jou, jy kry daai kieme op jou hande, en dan direkte kontak is soos wat jy iemand 'n drukkie gee, of sy hand skud. Dan kan jy siek word deur kos en drinkgoed, soos water of so, wat iemand nie hulle hande gewas het nie. Jy kan liggaamsvloeistowwe, soos speeksel is spoeg, bloed, sweet, slijm, kan ook kiemes oordra, weereens besmette water of kos, en dan insek buite, soos byvoorbeeld muskiete gee malaria.
Kyk, die kleure, onthou die kleurwiel en die kleurwiel wat jy ingekleer het. En hierdie is al wat jy moet leer, is die primêre kleure, sekondêre kleure, warm en koel. En ek vra gewoonlik een van hulle. Kyk, daar's net 'n voorbeeld ook. Onthou, ek het gesê, dis nie net eintlik die 6 kleure wat jy altyd sien nie. Daar's baie kleure tussenin. Dan gesigvorme. Onthou, daar is die 5 basiese wat jy deurgaan. Ovaal, hartjie, sirkel, vierkant en 'n reghoek. Dan MIV en vigs, gaan dit asseblief mooi deur, lees dit mooi deur vir al die definisies. So jy moet mooi gaan kyk waarvoor staan MIV en wat is MIV en dan vigs en wat dit is en daaronder het ek vir jou gesê wat is die verskil tussen die twee. Ook 'n prentjie wat dit wys. Okay, sanitasie en sterilisasie ook definisies en dan onder het ek weer vir jou gesê 'n maklike sinnetjie hoe om dit te onthou. Kyk, kopluise het ons ook gesê ons gaan dit insit. Onthou omdat so verskriklik baie kinders kopluise kry vir al die kleintjies. Kleintjies kry regtig baie. En 'n kopluis is laat jou kop juk. Onthou hy's klein, hy's moeilik om te sien. Hy lê eiertjies wat jy neute noem. En dan hy byt jou en hy drink jou bloed, die luis. So die eiertjies broei uit in 6 tot 9 dae, dan is dit 'n jong luis. En dan word dit 'n volwasse luis. Daar het ek ook gister vir julle gesê, onthou kopluise kan nie spring nie en hulle kan nie vlieg nie. So hy kan direk oordra, so sê maar jy slaap langs jou sussie, sy het luise, hulle klim oor na jou toe, of jy kan indirekte kontak, soos jy leen jou sussie se kam en jy kam jou hare daarmee. Kyk, hierso, en ek het nie hierdie vir julle gister gewys nie, maar julle kan op die bord kyk, is hoe 'n luis lyk. Kyk, so hy daarso agter het hy asemgaatjies, hy het kloue, hy het pote, hy het 'n borsie, daar sy mond, kyk hy goedjies daarvoor wat hy jou mee zap. Hy het sy oogies sit aan die kant en dan sy abdomen, sy maagie. Kyk, so as jy kyk na sy pootjies, oukies, nou rarig, onthou paddas en krieke en goed wat kan spring, het sulke pootjies wat so maak. Okay, nou hierdie ding se pote is amper stokreguit, so hy gaan nie kan spring nie. Dis letterlik soos 'n muur, hy het ook nie vlerke nie, hy is soos 'n muur omtrent gemaak. Okay, en as jy hier agter kyk, daarso, dis soos sy eiertjies lyk. Okay, dan onthou jy moet weet wat is die funksie van shampoo, en hier wys dit ook, so die hare, die cuticles gaan oop, die shampoo gaan binne in die hare in, dit haal al die vuil, die sweet, die produkte, alles uit, en conditioner sit jy dan na die tyd om al die cuticles weer toe te maak. Kyk, daar so 'n basiese haarstruktuur lyk, ken hom. Daar is nie so belangrik nie, conditioner het ek nou net gesê, dan hierdie sê net vir ons die fisiese en chemiese skade wat daar is, wat ons ook deurgegaan het. Jy hoef regtig nie almal uit jou kop uit te ken nie, maar jy moet weet, fisies is soos as jy hard trek aan jou hare, of jy sit te veel hitte op jou hare, of jy krap jou hare, of jy is te veel in die son. Chemies is gewoonlik as jy bleach, of perm, of relax, of sulke goed. Okay, dan droogplaas, net die wenke kan jy net gaan deurlees. Wat belangrik is laat jy sê maar conditioner moet opsit, moet nie jou hare droog vryf nie, druk dit droog, gebruik altyd hittebeskerming, kam dit mooi uit dat dit nie koek nie, verdeel dit in klein deeltjies. Dan gebruik jy regte borsel, hou die haardroër in die regte beweging, laat die hare mooi droog word, moenie dit te veel droog word nie en sit 'n stileringsproduk aan die einde ook aan. Voorsorgmaatreëls kan jy ook asseblief deurgaan, so jy gaan seker maak jy die regte borsel te hard trek nie, moenie dit te warm maak nie. Okay, lekker leer en sterkte met die toets.